In hierdie episode van Agter die Tunes. Ek het nog nie een keer 'n KI profiel gesien of 'n kunstenaar gesien waar ek dink, "Jessie, ek wil met jou 'n biertjie gaan drink en met jou chat oor die lewe nie." Jy weet, wie besit dit? Jy weet, daar's te veel question marks. So dit mag dalk iets wees wat klaar bestaan, want oor die algemeen skep KI nie iets nuuts nie. Dit leer van wat klaar bestaan. Dis wat eintlik die groot alles. debat. Dit is die groot debat. Hallo daar en welkom. Jy luister na Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes en dit is so lekker om weer saam met jou te kan kuier in die volgende uur of wat waar ons weer lekker gaan gesels oor musiek. En as jy vir die eerste keer inskakel, baie dankie dat jy gekies het om na Agter die Tunes te luister. Ek is seker jy gaan 'n lekker tyd hê as musiek jou ding is. En as musiek nie jou ding is nie, weet jy wat, ek glo dit gaan in elk geval 'n enlightening geleentheid vir jou wees om meer oor musiek te leer. Nou indien jy nie laasweek se episode gevang het nie, ons het gepraat met Peach van Pletsen oor albums in 'n era van enkelsnitte en dit was een van my gunsteling gesprekke tot dusver op Agter die Tunes gewees. So as jy 'n filosofiese benadering tot die album wil hoor, wel wanneer jy hier klaar geluister het, gaan maak gerus 'n draai by laasweek se episode. Maar in hierdie episode van Agter die Tunes gaan ons oor ietsie praat wat ek dink op almal se lippe is en wat baie oproer veroorsaak het in die laaste paar maande. En dit is KI, kunsmatige intelligensie of AI in musiek. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar ek het sekere menings oor die hele storie. Alhoewel ek nou nie 'n kundige is by any stretch of the imagination nie, dink ek is dit 'n baie interessante onderwerp, want dis die hele ding van mense teenoor tegnologie. Is dit waarlik musiek omdat 'n masjien dit gemaak het, of kan jy dit regverdig omdat dit 'n persoon is wat die masjien geprompt het om sekere musiek te maak? En dit is presies waaroor ons gaan gesels met twee mense wat in die musiekbedryf is, sodat hulle vir ons 'n ingeligte en 'n onpartydige mening kan gee. Nou ons het uitgereik na 'n KI kunstenaar toe, maar ongelukkig het hulle die uitnodiging decline weens die rede dat hulle nie enige onderhoude of profielgeleenthede vir groter media platforms aanpak nie. So ons hoop om daarom in die toekoms met 'n KI kunstenaar te kan gesels om hulle mening ook te kry oor hierdie hele onderwerp. Maar ek sien verseker uit om meer oor hierdie onderwerp uit te vind. So om vir ons 'n beter idee te kan gee van wat AI musiek eintlik is, wat dit behels, wat is die goed, wat is die sleg, is dit my groot voorreg om met twee mense te gesels wat deel is van die musiekbedryf in 'n baie betrokke manier. Een uit die oogpunt van die liedjieskryfproses en dan tweedens uit die production kant van die hele musiekbedryf. So kom ons hoor wie ons twee gaste is vir hierdie episode van Agter die Tunes. Nou, een van die groot gesprekke dink ek deesdae in die Afrikaanse, nie net die Afrikaanse musiekbedryf nie, maar die musiekbedryf as geheel is die hele ding van kunsmatige intelligensie en hoe dit nou infiltreer in die musiekbedryf in. En ek dink vandag gaan ons bietjie gesels oor of dit 'n goeie ding, is dit 'n slegte ding, is dit maar net 'n ding wat embrace moet word, en om 'n beter insig te kry uit iemand wat regtig in die musiekbedryf betrokke is. Gesels ek vandag met Jerick Lomas. So Jerick, baie dankie dat ek met jou kan gesels vandag hier op Agter die Tunes. Baie dankie dat ek bietjie met jou kon gesels. Ek dink dit is 'n interessante een vandag. Ja, so voordat ons nou in die ding inspring, vertel ons bietjie wie is Jerick Lomas, want jou naam is genoem in 'n vorige episode van Agter die Tunes toe ons met Marco gesels het. So vertel ons bietjie, wie is jy? Ek hoop Marco het net goeie goed gesê. Marco is een van my medeskrywers. Ons skryf baie saam. Ek is eienaar, manager en liedjieskrywer hier by Kuleski. En ek werk met ongelooflike mense soos Polly, Paula Azevedo en Arnold Kuleski, en ek het die voorreg om my passie te kan uitleef, om liedjies te skryf vir ander kunstenaars en te werk met vervaardigers, en ja, baie bevoorreg om dit te kan doen. Ja, so ek dink jy wat in 'n liedjieskryfkapasiteit werk, dink ek is dit aan een van die dinge wat ek graag wil raak, is die menslike eienskap van die musiekbedryf. Maar ons sal nou daarby uitkom. Ek dink ek wil, ja, hierdie hele ding van AI is seker een van die grootste debatte wat tans soos vroeg in baie mense se lewens. So ek wil by jou hoor, hoekom is daar so groot soos oproer oor AI musiek? Ek dink dit is 'n baie interessante een. Ek dink dit het opgekruip en vinnig, dit voel half oorgeneem.
En ek dink dit het baie gesprekke opgewakker. Ek dink die probleem kom in wanneer enige iemand se manier van geld maak amper geïntimideer word. Dit is 'n platform waar dit voel of enige persoon nou in 'n mate 'n liedjie kan skryf of 'n liedjie kan vervaardig en dit daar buite kan sit met al hierdie platforms wat mens kan gebruik. Maar ek dink dit het 'n klomp gesprekke ontwaak en ek dink dis waar dit ontstaan is. As ek iemand is wat huise bou vir 'n lewe, gaan ek nie baie gelukkig wees as daar 'n rekenaarprogram kom. Ek weet dis nou nie baie 'n goeie voorbeeld nie, maar as daar nou 'n rekenaarprogram kom en dit maak dit baie makliker om huise te bou en goedkoper vir mense om dit te doen nie. So ek dink daar's 'n klomp aspekte daarvan. Hier en daar is dit goed, hier en daar is dit sleg. Maar ek dink dis hoekom ons vandag daaroor gaan gesels. Ja, nee, ek dink dit is ons gaan op 'n paar punte raak wat ek dink hopelik vir ons 'n beter idee kan gee van hoe ons moet dink of om 'n beter idee te kry van hierdie hele ding. So ek dink die eerste vraag wat ek vir jou het is, hoe word AI gebruik of hoe kan dit gebruik word in die musiekbedryf? Ek dink mense het elke dag daai morele konflik waar jy wil seker maak jy val nie agter nie, want dit is ongelukkig 'n tool wat meer en meer gebruik gaan word en as jy dit nie embrace nie, gaan iemand wat dit embrace dalk jou werk oorneem. So dit is iets wat ons moet gebruik, maar ek dink dit begin 'n probleem raak wanneer dit oorneem in die kreatiewe proses. As mens dit gebruik as 'n tool om 'n referenspunt te kry van okay, gaan hierdie liedjie beter werk as 'n country song of gaan hy beter werk as 'n popliedjie, gaan hy beter werk as rock, dan maak dit daai proses makliker om met die vervaardigers te werk en vir hulle 'n beter idee te gee van wat jy wil hê. Ek dink sodra dit die vervaardigers heeltemal vervang en jy gebruik ChatGPT om die lirieke te skryf en jy gebruik, kom ons sê Suno om vir jou melodieë te skryf en dit dan te vervaardig. So dan was al glad nie enige kreatiewe input van die persoon af nie. Ek dink dan raak dit gevaarlik, want dis mense se livelihoods, dis hoe iemand kos op die tafel sit en elke nou en dan kom iemand met songs op wat goed is, maar ons weet ook nie waar daai melodie vandaan kom nie. Ons weet nie waar die produksie vandaan kom nie. So dit mag dalk iets wees wat klaar bestaan, want oor die algemeen skep KI nie iets niets nie. Dit leer van wat klaar bestaan en maak dan iets. So ek dink dis waar ons kind of daai twist het van hoe gebruik mense dit in 'n manier dat jy musiek bevorder en waar trek jy die lyn dat jy dit nie misbruik nie. En dink jy, soos wat jy nou noem in terme van AI kan net soos dinge vat wat klaar bestaan en veral Afrikaans musiek in die groter soos in the bigger scheme of things is daar nie te veel Afrikaanse musiek nie. Dink jy dit is dalk waar die gevaar kom waar hy te veel leen aan 'n relatiewe beperkte soos pool van content? Ek dink dit hang seker maar af hoe mense dit prompt, maar as jy dit prompt as bloot Afrikaans, dink ek is daai pool baie kleiner. Maar ek dink dis baie moeilik ook om vas te stel, want as iemand hierso sing, jy sê okay, dit klink soos hierdie kunstenaar, maar hoe bewys jy dit? Hoe kan jy sê dit is definitief daai persoon se stem, want daar word duisende stemme ook gekombineer om 'n stem te maak. Daar word duisende vervaardigingsstyle gekombineer om 'n klank te maak. So dis moeilik om te bewys en ek dink dis waar die kopiereg probleme inkom van hoe beheer jy dit? Hoe kry jy 'n stelsel in plek om seker te maak dit wat hierdie persoon geskryf het protected word, dat ek nie hier kan sit en random woorde kan insit en 'n liedjie kan maak en dan het hy presies dieselfde melodie nie. So ek dink dis waar ons nou in 'n baie grys area is, maar met tyd glo ek sal hulle stelsels en maniere in plek sit om jy weet die kopiereg te verdedig van kreatiewe mense. Ja, ek dink dis 'n interessante gesprek op sy eie, want ek bedoel selfs net liedjies wat deur mense geskryf is, as ek dink aan Ed Sheeran soos opgeveg wat hy so 2-3 jaar terug gehad het, van net 'n liedjie klink amper soos 'n ander liedjie, dan is hy in die hof. So ek dink daai dit gaan interessant wees om te sien hoe daai hele gesprek ontwikkel om te sê, hoe bewys jy nou eintlik dat dit nie soos 'n ander kunstenaar se liedjie eintlik was nie. Ja, dit maak dit baie moeilik. Ja, nee, verseker. Maar ek dink jy het ons nou aan 'n paar van dit geraak, maar wat sou jy sê is van die soos die grootste gevare wat AI vir die, kom ons sê die Afrikaanse musiekbedryf en dalk Suid-Afrikaanse musiekbedryf as geheel in die gesig staar? Ek dink daar's 'n paar
areas waar dit problematies kan raak. Maar ek dink 'n probleem kom in wanneer die kreatiewe stelsel afhanklik raak van KI. Ek dink die lekkerste emosie gedeelte van musiek maak is die proses daarvan. Is die sit en probeer aan 'n konsep dink, is die werk 'n melodie uit, is daai hele proses van hoe dit alles bymekaar kom en dan 'n volle liedjie vorm. En dit vat gewoonlik, wel dit het altyd baie lank gevat om by daai punt uit te kom. Nou is dit natuurlik baie vinniger. Maar ek dink die probleem kom ook in met die jonger kids wat nou deurkom, is hoekom gaan hierdie ouetjie nou klavier leer speel en in vervaardiging ingaan as hy 'n paar knoppies kan druk op 'n rekenaar en dit doen. Dieselfde met skryf, dieselfde met vervaardiging. Ek dink dis waar dit 'n ding word dat die kunste amper gaan stagneer omdat die fisiese menslike element daarvan nie gevorderd word nie, want dit hoef nie. Dit is eintlik scary dat ons gesit in hierdie gesprek voer daaroor, maar ek dink dis die afhanklikheid van KI wat ek dink 'n probleem is. As jy dit gebruik as 'n referenspunt of om te leer of om hier en daar elemente te kan inbring, dan dink ek is dit 100% fine, want dit is ongelukkig nou deel van die proses. Mens kan dit nie verander nie, ander mense gaan dit gebruik, so mens moet maar ahead of the curve bly. Ja. Maar ek dink dis die afhanklikheid van KI wat ek dink 'n probleem kan word eendag. So ek dink dit sal nou 'n self 'n goeie tyd wees om aan die humanness van die hele liedjie skryfproses spesifiek nou te gesels, want ja, ek dink dit is iets wat AI in enige lyn, soos enige bedryf nooit sal kan vervang nie, is daai soos menslikheid van 'n ding. So ja, soos wat is jou mening van daai menslike element van musiek skryf, dink jy? Want as ek net dink aan 'n spesifieke liedjie van 'n kunstenaar wat KI nou gebruik, in my mening kan jy hoor, en ek weet nie of dit nou noodwendig die geval is nie, maar die lirieke klink dit klink nie asof dit 'n mens was wat dit noodwendig geskryf het nie. So dink jy dit sal altyd maar net soos beter wees? Ek dink op die eerste punt dink ek is dit maak nie saak hoe mens voel nie, dit is moeilik om te bewys wie wat gedoen het, omdat daar nog nie al daai stappe in plek is nie. Maar ek dink die mooi ding van musiek maak en van liedjies skep is jy, soos ons gepraat het, die proses is om die sielkunde vas te vang van hoe kan ek nou jou laat sad voel want ek skryf 'n ballade, of hoe kan ek jou gelukkig laat voel want ek skryf 'n sokkie liedjie. Daai gedeelte waar ek en Marco Sinema sit en ons skryf 'n lyn waar jy regtig 'n bietjie hoendervleis kry want dit is soos wat 'n flip hierdie werk, hier is baie nice. KI kan daai nie, ek dink, vervang nie. Ek weet nie of dit ooit kan nie, want 'n rekenaar kan nie dink en voel soos 'n mens nie. Daar's 'n element en 'n hoe kan ek sê, 'n gevoel wat mens kry as mens musiek maak, as mens musiek luister, wat jy nie kan kry as 'n robot of 'n rekenaar dit doen nie. So in daai aspek dink ek nie dit sal ooit kan vervang word nie, en ook soos ons gepraat het om iets nuuts te skep, om lirieke en lyne te skryf wat nog nie bestaan nie. Daai is die goeters wat ek nie dink vervang nie op die oomblik kan vervang word nie. Wie weet oor 10 jaar is dit ons dalk en het heeltemal 'n ander gesprek, maar die mooi ding agter dit is as jy 'n gunsteling liedjie het, die ding wat jy die meeste na uitsien is om daai kunstenaar daai liedjie te sien optree. En ek meen nog gaan op 'n stadium holograms wees en nog gaan dinge gebeur, maar dit is baie moeilik om daai menslike elemente te vervang en dit is 'n goeie ding want ek voel hoe meer en meer tegnologie vorder, hoe meer gaan ons die menslikheid en die fisiese ervarings waardeer. So ja, ek dink interessante tye is op pad. Ja, en soos wat jy praat, dink ek dit is seker nou nie heeltemal dieselfde geval nie, maar as mens kyk na soos elektroniese musiek uitgekom het en soos wat EDM soos meer en meer ontwikkel. Dink jy is half amper dieselfde ding van soos dis nie eintlike instrumente wat speel nie, maar tog het mense gewoond geraak aan hierdie nuwe genre wat ontstaan het. Dink jy dit sal die geval wees dat ons self net gewoond sal raak aan hierdie hele ding, of dink jy dit is maar 'n bietjie van 'n ander gesprek daai? Ek dink as dit dan of wie jy vra, want ek dink as jy menslike kunstenaars vra,
is dit 'n goeie ding as mense gewoond gaan raak daaraan, want omdat mense gewoond gaan raak aan die klank, gaan hulle agterkom maar alles klink dieselfde. Hoekom is hierdie stem, hierdie kunstenaar en hierdie kunstenaar wat nou kunsmatige kunstenaars is, se stemme klink presies dieselfde, hoe is dit moontlik? En in daai manier gaan die menslike kunstenaars daarvan hou. Maar in die mate van die klanke wat geskep word, al daai goed, dink ek dit is nie altyd vir die gehoor so maklik om die verskil agter te kom nie, want tegnologie het nou al so gevorder dat as jy 'n KI gitaar hoor, as jy nie in die industrie is en weet presies hoe dit klink en kom ons gebruik Bart as 'n voorbeeld. Hy gaan as hy gitare hoor op KI weet, okay, iets klink nie lekker hierso nie. Dit klink vir my soos 'n elektroniese gitaar wat geskep is. Maar vir iemand wat nie daai oor het nie en nie groot geword het met gitare nie, gaan dit nie noodwendig kan agterkom nie. So ek dink die mense in die industrie gaan dit gewoond raak en dit kan verstaan, maar die gehoor gaan dit nie altyd kan vasvang of kan diferensieer tussen die twee nie. Ja. En aan die ander kant is KI nou nie al sleg nie. So wat se voordele hou dit in vir die musiekbedryf? Soos ek gesê het, ek dink in 'n mate was KI al 'n ruk in die musiekbedryf, soos ons gepraat het met die elektroniese musiek en daai tipe van goed. Maar ek dink die punt waar ons dit ervaar of waar ons sien dit help is om 'n liedjie aan kunstenaars te pitch. Want baie keer sal ons dalk 'n liedjie aan 'n vroulike kunstenaar pitch, dan sing ek dit en dan het ons net die akoestiese gitaar. Dan klink dit nie baie lekker nie. Want nou kan ons dit inlees, bietjie van 'n vervaardiging aan mekaar stel en dan dit vir die kunstenaar speel en dan kan hulle hoor wat ons half in gedagte het vir die eindproduk. In daai manier is dit fantasties om met die vervaardigers te werk en te sê, want gewoonlik moet jy, dan stuur jy die demo, dis net die gitaar en 'n vocal en miskien 'n kick. Dan stuur jy dit vir die vervaardigers, dan stuur hulle vir jou 'n gevervaardigde song terug en dan besef jy, flip, hierdie werk nie in hierdie styl nie. Die country styl werk nie met hierdie song nie. In daai manier is dit lekker want jy kan hierso sit, bietjie prompt, kyk, okay, country werk nie, kom ons doen dit gou vinnig in 'n rock of in 'n 80s pop of in 'n normale pop of in folk. Dan kry jy die idee van wat werk en dan kan jy dit vir die vervaardiger stuur en vir hom sê, hierdie is min of meer die rigting wat ons wil doen, ons hoor hierdie werk. En ek dink daai spaar bietjie tyd en maak die kommunikasie bietjie makliker. Ja. Sure, nee, dis baie interessant, maar dis soos wat jy vroeër ook gesê het, soos die bedryf moet dit sekerlik embrace as dit hierso is. Daar's nie regtig 'n punt om teen dit te veg nie. So ek dink jy as 'n mens nou oor die algemeen kan sê, dink jy dit het 'n positiewe bydrae tot die bedryf? Ek dink dit hang af wie jy vra. Ek dink dit maak vir jou independent kunstenaars dit makliker en goedkoper om musiek te vervaardig. Want dit is maar 'n duur proses want jy wil kwaliteit hê en jy moet die regte mense gebruik om dit te doen. Ek dink as mense dit reg gebruik, is dit 'n goeie ding, maar ek dink daar is ongelukkig ook mense wat nie verantwoordelik is met hoe hulle dit gebruik nie en dit kan ook probleme veroorsaak. Maar ek dink dit is maar om 'n balans te vind en dit is maar moeilik in die lewe. So dit is my opinie. Ek weet jy gaan vir elke persoon kan vra en jy gaan 'n ander opinie kry. Ek dink dit is die belangrike ding. Iemand slim het dit gesê, ek kan nie onthou presies wie dit was. Hy het gesê moenie bang wees dat KI jou werk gaan oorneem nie. Wees bang dat 'n ou wat KI beter as jy verstaan jou werk gaan oorneem. En dis 'n ding wat heeltyd in my kop sit. So ons hou maar ons ore teen die grond. Ons maak seker ons bly opgelei met alles wat gebeur. Maar ja, op die einde van die dag is musiek sonder menslikheid gevoelloos en musiek sonder gevoel is nie hoekom ons dit luister nie. Dis omdat dit jou laat voel dat jy opgewonde is om op 'n Vrydag wakker te word en te gaan kyk wie se nuwe musiek is uit. Dis hoekom jy 'n Harry Styles, 'n Rihanna Benardi, 'n Demi Lee Moore, 'n Apple, jy wils fantasties volg, is daai gevoel wat jy kry as jy hulle musiek luister. En ek dink nie rekenaars sal dit ooit kan vervang nie. So dink jy dis al as mense dit kan opsom, soos KI kan daar wees om as 'n tegniese vernoot te wees eerder as 'n creative partner. Yes, ek sal sê dit is hoe ek dit sal sien. Weer eens, sodra hy die hele kreatiewe proses oorneem en doen, dan is die gevoel weg. En kom ons sê oor 'n paar jaar is daar nou soos 'n wave AI kunstenaars wat nou liedjies uitbring baie vinniger en soos jy sê baie goedkoper is wat iemand by soos enige ander geval dit sou kon doen. Dink jy
dit gaan 'n negatiewe impak hê op die musiekbedryf? Ek dink op die einde van die dag kan daar 100,000 kunstenaars wees wat KI musiek maak, maar vir jou om gediscover te kan word, is nie maklik nie. Daar's al klaar hordes kunstenaars daar buite wat heeltyd musiek uitsit en dit probeer maak en dit is regtig 'n moeilike bedryf, dit is cutthroat. So om deur te breek op sosiale media, om jou naam op buite te kry, om 'n sterk following te bou. Dis wat jy nodig het om mense te kry om jou musiek te luister. En om net goeie musiek daar buite te sit, beteken nie dit gaan goed doen nie. Daar moet mense wees wat kan agterkom of jy musiek kan vind. En al hoe hulle dit kan doen is met sosiale media. So dit is 'n moeilike proses. Ek dink tog gaan altyd 'n handjievol KI kunstenaars wees wat dit reg kry en goed is daarmee en wat die sielkunde vasvang, maar ek dink dit gaan moeilik wees om heeltemal die menslikheid uit te sluit, want jy het nog steeds mense nodig wat daai musiek optree. Jy het nog steeds mense nodig wat daai liedjies sing, wat in die musiekvideo speel. En ek dink die lekker ding is jy sien hierdie kunstenaars op sosiale media en dink jy ek wil jou vriend wees. Ek wil met jou uithang. En ek het nog nie een keer 'n KI profiel gesien of 'n kunstenaar gesien waar ek dink jissie, ek wil met jou 'n biertjie gaan drink en met jou chat oor die lewe nie. En dis die mooi van musiek en die gevoel wat musiek bring. Ja, ek dink dis so spot on wat jy so sê en dit is maar kom weer terug na daai menslikheid van 'n ding. Maar ek het nou die dag ook het iemand iets vir my genoem wat nog interessant was, die idee van mense of kunstenaars wat liedjies voorstel in 'n label byvoorbeeld wat hulle nie aanvaar is nie en nou met die gebruik van KI dan is hulle aanvaar. So dink jy in daai geval mag dit 'n positiewe of 'n voordelige ding wees vir kunstenaars wat otherwise nie aanvaar sou wees nie? Ja, ek dink as die lirieke en die melodieë oorspronklik is, dan dink ek is dit fantasties. Want dan kan mens dalk agterkom, jy ek het nie mooi gehoor wat hierdie persoon wou doen toe hulle gesing het, want hulle het soos ek en jy vroeër gechat het, sommige liedjieskrywers het nou ook nie die stemme wat van die kunstenaars het nie. So in daai manier dink ek is dit fantasties want mens kan goeie kunstenaars ontdek en goeie liedjieskrywers ontdek. Maar sodra soos ek gaan weer terug op daai punt, sodra die kreatiewe proses oorgeneem word, want daar's baie mense wat sê nou maar nou vir ons sal musiek stuur wat sê ek het ewe skielik ontdek ek kan liedjies skryf. Dis nie 'n ding wat mense oornag net besef nie. So ek dink dis waar daai verantwoordelikheid inkom waar mens kan nie altyd daai kanse vat nie, want dit kan dalk 'n liedjie wees wat lankal bestaan wat hier uit ek weet nie Georgië uitkom. Daai hulle mos heel bekend vir hulle kunstenaars daar in Georgië. Ja, nee, jy weet mos. Ja. Ek dink soos hoe dink jy gaan musiek en Afrikaanse musiek klink in so 10 jaar se tyd? Ek dink as jy vir enigiemand 10 jaar terug gesê het, ons gaan hierso sit en praat oor rekenaars wat die musiekbedryf oorneem, dan sou ek vir jou gelag het. So dis baie moeilik om te sê, maar ek dink mense gaan al hoe meer en meer terugkeer na die organiese klank van musiek toe. Live shows dink ek gaan al hoe meer en meer populariteit verg en ek dink die belangrikste is maar net om verantwoordelik te wees met dit wat ons gebruik en om seker te maak daar's regte stelsels in plek om die kopieregte te beskerm van die skrywers en die kunstenaars. En as al daai goeders die ding is dan sit 100%. As jy musiek maak vir fun en jy gebruik KI om die lirieke te skryf en die melodieë te skryf sodat jy liedjies in jou kar kan luister, great. Maar ek dink dit is gevaarlik as mens dit begin gebruik om hoe kan ek dit stel? Om geld te probeer maak. Want Paulo het 'n gesegde wat baie belangrik is what is your why? Hoekom doen jy dit? As die enigste rede is dat jy dit doen om geld te maak of om famous te raak, dan doen jy musiek vir die verkeerde redes. So ja, dis wat my kop is. Ja. En as ek nou vir jou die keuse gee om KI te hou en te gebruik of dit heeltemal van die aardbol te verwyder in 'n musiekkonteks nou, wat sê jy kies? Ek dink met die swart en dit is op hierdie stadium baie grys. Daar's baie grys areas met KI op die oomblik. So as daar klaar stappe in plek was om kopiereg te beskerm, so ek gesê hou dit. Maar op hierdie stadium dink ek dit is maar moeilik en ek sou gesê het om dit eerder te wipe. Ja, nee, ek dink dit is waar ek my gesprek met jou amper gaan afsluit, maar voordat ek jou amptelik groet, wil ek graag by jou hoor, wat is 'n liedjie wat jy in die laaste rukkie gehoor het wat jy regtig mee gevibe het? Jy sien, dis 'n interessante een. Ek
Nee, nie Eden nie. Ek love Eden. Fun fact, ek het my skool se idols het ek deelgeneem toe ek graad 5 was, het ek as jy bank gesing. So om nou hier te sit in 'n studio elke dag met Metallo is interessant. Nee, ek sou sê daar's baie talented jong kunstenaars wat nou deurkom. 'n Ouetjie wie se liedjies skryf en styl en stem ek ongelooflik baie like op die oomblik is Jacobus. Dit klink dalk so 'n bietjie baie want hy kom uit ons kamp uit, maar hy skryf self sy musiek en ja, ons love sy stem en sy vibe. En dan sou ek gesê het ek geniet nogals die vars klanke wat by G-string by G-string hulle uitkom. Ek dink dis baie interessant en is so belangrik dat daar jong, vars kunstenaars deurkom wat die Afrikaanse musiekbedryf challenge. Wat seker maak mense is op jou toon en jy sê, okay, mense hoef nie alles net so te laat klink nie. Daar is plek in die mark vir iemand wat 'n folk liedjie uitbring of amper 'n amapiano kwaito Leni Blou met log drums. Dit is baie cool. En dis juist daai kreatiwiteit en daai nuutskepping wat ek dink 'n rekenaar nooit sal kan kopie nie. Ja. Wel, ek sê vir jou baie dankie Jerick. Ek dink jy het uit 'n liedjie skryf perspektief lekker insigte met ons gedeel en dit's ja, ek dink dit is 'n baie mense gaan sê ja, baie mense gaan sê nee en dalk is daar 'n paar wat op die heining sit, maar ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag en ja, dankie dat ons met jou kon gesels het. Baie dankie, ek waardeer dit. Ek dink maak nie saak hoe jy voel nie, as jy musiek hoor en musiek op jou foon het wat jou gelukkig maak en jou iets laat voel, is ek happy vir jou. Maar ek dink hierdie gaan nog 'n gesprek wees wat lank gevoer word. En ek sien uit om te sien waar ons gaan wees oor 10 jaar soos jy gesê het. Ja. Nou, as deel van die tweede gas wat ons hier het op Agter die Tunes, hy het so 'n bietjie ingeval, maar ek dink is 'n seëning wat ons hierso het, aangesien hy uit 'n vervaardigingsoogpunt vir ons 'n bietjie kan insigte deel. Is die Uwe Paulo Azevedo. So baie dankie dat ons ook met jou kan gesels hier op Agter die Tunes. Lekker man, lekker, dankie. Ja, so voordat ons nou by AI uitkom, mense sal jou moontlik herken uit 'n sekere musiekgroep uit. Ja. Jong, om dit op te som, ek is al 25 jaar in die bedryf. Eden die musiekgroep gestig. Oorspronklik 'n lid van Eden, maar ek vervaardig jy weet kunstenaars vir die laaste 20 jaar soos Bobby van Jaarsveld, Rihanna Nel. You name it, Caroline van Jaarsveld, Rian Benadi ensovoorts en ek ook die platebaas geword van Koleskiate, so ek is die label manager of nee, die executive label manager van die groep. Maar deur die ranks gegaan as A&R en liedjie skrywer ook en allerhande goedjies. So ek het 'n redelike wye ervaringsplatform om van te praat, want ek het nou allerhande op die stage, agter die stage, voor die stage, links en regs van die stage al gewees. En dit is nogals lekker om hier te sit en jy weet daar te dink en te gebruik en om te antwoord oor die betrokkenheid van AI en jy weet, want dit is nie net een gedeelte van musiek waar dit betrokke is nie, dit is nou deesdae oral. Daar's daar 'n handjie bietjie betrokke hier en daar, jy weet, nie net musiek skryf nie, maar ook vervaardig, maar ook visuals daarvan doen en bemarking van die liedjies wat ons vrystel. So ja, dit is nogals wyd. Ja, maar ek dink dis juist nou jy iemand wat vir baie jare in die bedryf is en jy het al gesien hoe hy evolve oor 'n sekere tydperk. Maar as ons nou spesifiek praat uit 'n tegniese oogpunt uit, jy wat musiek soos half skep as 'n vervaardiger. Hoe sien jy AI se rol daarin? Ek dink dis 'n great tool om te gebruik. Juis omdat ons het baie keer gesukkel om by 'n klank uit te kom wat ons wil doen. Ons weet ons wou jy weet 'n nuwe klank probeer skep en dan gaan jy back and forth en dan jy reference goedjies wat in Amerika of Europa uitkom en dan probeer jy dit nou jy weet toepas aan die local mark en die mense wat hier is en wat hulle graag wil hoor en jy kan nie ook te strange gaan nie. Die nice ding van AI is wat ons gewoonlik weke vat om te doen, kan ons nou in 5 minute doen.
En ons kan omtrent 20, 30, 40 verskillende weergawe van 'n liedjie uittoets. Wat as ons dit doen? Wat as ons vinniger maak? Wat as ons stadiger maak? Wat as en daai AI tools, jy weet, want ons glo nog steeds in om die liedjie self te skryf, die lirieke, die melodie in te sing, alles. En AI gee ons net 'n demo van wat ons klaar geskryf het. En ek kan sit hier so met 'n kunstenaar met 'n liedjie wat hulle geskryf het en baie vinnig kom soos, wil jy 'n rock edge hê? Kom sit 'n rock edge, dan prompt jy dit in en dan skielik kry jy 'n kans om baie vinnig te hoor hoe dit gaan klink. Die nadeel/voordeel van die AI elemente wat ons skep, is dat dit is nie goed genoeg om op 'n recording te kom nie. So ons moet dit letterlik net gebruik as, okay, ons kan dit doen, en dan gaan ons in die ateljee en ons gaan creëer van scratch af. En dan, dis nou waar ons nou, terwyl ons dit doen, het ons nog nou 'n tweede kans. Ons is ten minste in die regte rigting. Dan kan ons 'n tweede kans om ons eie karakter en persoonlikheid in die verwerking in te sit van daar af. So dis 'n great tool. Regtig waar. En ja, ek dink soos ek wil graag vir jou 'n ander vraag wat ek vir Jerick ook gevra het. Hoekom in jou mening dink jy is daar so 'n groot oproer van AI musiek en veral in die Afrikaanse musiekbedryf? Dis die misbruik van AI wat rep en roer maak. Ek dink nie dit is noodwendig die AI self nie. AI is a glorified search engine. Dis al wat dit is. In 'n segment van die industrie wat gewoonlik niks gehad het nie as 'n search engine. Jy weet, jy moes altyd alles self gaan, die ervaring self gaan bou en dit kos baie geld. Jy weet, ons het duisende rande al gespandeer op sessions en produkte en goedjies waar ons verloor het op tye en gewen op ander. En die harde manier. Nou het jy 'n tool wat dit nou instantaneously vir jou kan beproef. Wat nogals convenient is. So die rep en roer kom as gevolg van die feit dat mense dit misbruik. En hulle laat die AI die liedjie klaar skryf, die melodie klaar skryf, of dalk die lirieke invul, of dalk sulke goedjies in. En jy kan hoor nogals wanneer mense AI gebruik om lirieke te doen, maar dit maak nie sin nie. Dit is nie, die taal is verkeerd, of die struktuur is weird, en dit is nie noodwendig ietsie wat sal sin maak. As jy nou, jy weet, net 10 jaar terug 'n liedjie sou skryf. So, ek dink dis waar die scruples inkom. Tweedens ook, om 'n liedjie te launch of te release na die DSP's toe, en dis nie 'n regte mens wat dit sing nie, is ook vir my 'n baie groot vraagteken, want people don't buy into what you do, they buy into why you do it. En ek kan nie 'n verhouding bou met 'n rekenaar nie. Ek kan 'n verhouding bou met iemand wat op 'n stage staan en my in die oë kyk en vertel my van liefde of van seer kry of van dit of dat. That's real, that's relatable. En ek dink daai deel van die human nature gaan nooit ooit verdwyn nie. Dit word net aangepas in verskillende maniere. So ek dink daar is die question marks, die grys areas vir my. Ja. En dink jy, soos wat ons praat, dink jy AI kunstenaars, kom ons sê jy gebruik AI vir omtrent die hele proses van die liedjie skryf, of dit nou die lirieke, die eintlike stem wat AI ook is, dink jy dit sal half, kom ons sê dit het nou in die laaste jaar of 2 begin, dit gaan soos 'n fad wees wat net oor 'n paar jaar gaan uitfaseer, want mense gaan besef hoor hierdie is eintlik nie authentic nie, dis 'n rekenaar wat hierdie dinge doen. In die begin, daar was op 1 of 2 groot Afrikaanse AI-songs, 80% van die mense nie besef dis 'n rekenaar wat sing. Dit was regtig waar, wow, hierdie ou is goed, of wow, dis lekker, of wat maar. En ek dink soos mense nou ge-educate word, yes, dan gaan hulle hierdie rekenaar gaan dalk eendag my werk wegvat. Ek meen met Claude wat nou uit is, die AI, is daar 'n massive chunk uit die legal deel van besigheid besig om weg te val, want mense hoef nie legal firms te gebruik vir opinies op 'n kontrak nie. Nou gebruik hulle net Claude ensovoort. So ek dink dit is 'n bietjie van 'n fad. En daar's altyd 'n bubble wat gebeur. Daar's altyd so 'n groot spike wanneer so ietsie soos dit gebeur en almal, everybody's jumping in the bandwagon.
totdat die regulasies reggestel is, totdat al die lawsuits klaar gemaak is en daar 'n framework in plek gesit is dat want dit tot die major labels, al die major labels in die wêreld, Universal, Sony, Warner, het nog steeds nie die framework om te weet hoe om so 'n song te ingest, hoe om dit te copyright, hoe om dit uit te betaal, want daar is nie 'n sanger nie en daar is nie 'n master rights section nie. Partykeer ook nie 'n copyright nie en musiek moet baie spesifiek gelabel word, anders wie betaal jy vir wat? Ja. Jy weet jy kan nie 'n rekenaar 'n artist royalty gee nie. Jy kan nie, jy weet as hy nou alles skep en dit is verniet gedoen, jy weet wie besit dit? Jy weet daar's te veel question marks. So ek dink dit gaan kalmeer en dan gaan daar 'n plek wees vir dit. Selfs vir AI kunstenaars wat hulle eie, maar hulle gaan in 'n sekere genre in wees. Sodat mense kan weet, okay, hierdie is die regte Taylor Swift en hier is die AI weergawe, or whatever the case may be. Ek dink AI kan nogals baie voordele bring aan superfan experiences. Waar jy 'n groot fan is van Taylor Swift byvoorbeeld en jy kan ietsie create met AI wat haar betrokkenheid in het, haar stem gebruik met jou lyric of iets, maar dan is daar royalty wat terug gaan aan haar, want jy gebruik haar stem om dit te emulate of whatever. So ek dink daar's 'n bright future as al die regulasies eventually in plek kan kom. Ja. Ja, maar soos wat jy praat nou in terme van soos wie word soos erken as die skrywer en die dit en die dat. Al die elemente, ja. Ja. Ek dink mense besef hoe intricate is die metadata in 'n liedjie nie. Ja. Jy nou in radio sal 'n bietjie beter verstaan. So verduidelik dalk wat is metadata? Die metadata, okay, jy kry die kunstenaar wat dit sing en jy kry die liedjieskrywer wat die liedjie skryf en baie keer dan kry jy die label wat alles betrokke is. 'n liedjie het so baie fasette. Jy weet, initially is dit die twee aspekte, die skryf van die liedjie en die sing van die liedjie. Nou, hulle is nie altyd dieselfde persoon nie. Jy kry soos Jerick en Marco wat nou liedjies skryf, dan wat soos Plaasdorp toe geskryf het, maar dis Christyn wat die song gesing het, maar hy besit nie die song nie. Koleski Artists as 'n label besit die song want ons het betaal daarvoor. Maar dan is daar instrumentalists wat gespeel op die song en hulle het ook IP wat deur Sempre uitbetaal word. Soos 'n gitaris wat floors was, 'n bassist, 'n drummer, keyboardist ensovoorts. Die mense wat gemix en al daai inligting word gelaai op 'n liedjie. So 'n liedjie het baie maklik 30, 40, 50 lyne van database entries. En die betrokkenheid van al die mense aan daai liedjie, die artwork, graphic design daarvan, die ou wat die foto geneem het, die ou wat die video's geneem het. Daai word gekoppel in 'n database en daar is verskillende collection societies. As 'n liedjie op radio speel, betaal jy mos Samro. Samro betaal die liedjieskrywers. Jy betaal ook aan Sempre. Hulle betaal die performers op die liedjie. As 'n liedjie op TV speel, is daar rev royalties van die imagery behoort aan die record label, maar die artist skryf ook 'n performance royalty en die liedjieskrywers. So dit is 'n incredibly intense klomp inligting wat net met op een liedjie lê. Nou ons het duisende liedjies daar buite wat elke dag stream. Jy kan imagine aan die einde van die jaar as ons royalty periods doen, kry ons hierdie spreadsheets van miljoene lyne wat gebeur. En dis intricate, ook wie besit wat en wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. En die consumer daarby het geen idee hoe dit werk nie. En goed so, they don't need to know. Maar dis hoekom ek sê dis nie so maklik om net te sê, okay, let's just go with AI, because who's it hurting? Ja. It is hurting a lot. Daar's baie mense wat betrokke is wat nou uit die chain uit gaan val as almal net skielik gaan vir AI. So daar is 'n negatiewe en 'n positiewe kant daaraan. Ja, maar dink jy al aan die ander kant waar iemand al devil's advocate speel om sê, well, hierdie tegnologie is nou daarso, ek gebruik dit om my ding te doen, om my liedjies te skryf en al daai ander mense se werk vir my te vat. As ek geld daaruit genereer, soos dis up
toe soos die res van die industrie om dan op te vang en te sien hoe hulle dit kan verbeter. Dink jy dis 'n waardige argument om te maak? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit was die Kodak Canon scenario waar die digitale kameras al die analog kameras. Jy kan nie nou gaan sê vir die digital ouens nee, jy mag nie want daar's so baie mense wat wil weg gaan gooi. Jy kan nie. Jy weet dit is progression. Wat jy moet beskerm nou is as jy intellectual property. As jy ietsie steel om ietsie te maak, is dit nie reg nie. Dis hoekom Napster toegemaak was. Want Napster het 'n file sharing system gehad waar jy as jy MP3's op jou rekenaar het en jy behoort aan Napster, kan enige iemand wat ook 'n Napster account het en hulle soek jou song kan hulle dit by jou kry. Sonder om 'n kommersiële prys te word betaal. Dit is steel. So Napster het toegemaak. Want die hofsaak het ingekom en whatnot en daai ou was toe, jy weet, gevonnis en alles. So as jy dit reg doen, soos Canon en Kodak dit gedoen het. Canon het legally dit gedoen. Hulle het, jy weet, dit gepatent en hulle het 'n nuwe tegnologie gelaunch en dit het skielik die lig uitgeskiet van. Dit was die begin van 'n nuwe generasie van goedjies. En AI kan dit wees as dit reg gereguleer is. As die regte mense gecompensate is. As jy weet, ek mag nie Queen se liedjie gaan vat en die woorde gaan verander nie. Hulle gaan my soek. Hulle gaan hierdie kantoor toemaak. Ek moet permissie gaan vra, mag ek dit doen? En as hulle sê ja, dan moet ek my weergawe stuur aan hulle sodat hulle dit kan goedkeur en rekord. Wat AI doen is hy vat 'n bietjie van daai, bietjie van daai sonder om permissie te vra en hy gebruik dit om 'n nuwe sang te create. So dis hoekom ek sê dis 'n verskriklike groot. Sony is nou besig byvoorbeeld om 'n AI produk te skep wat AI liedjies kan ontleed en sê hierdie liedjie is gecreate deur daai 100 liedjies. Reverse engineering. So ek is nogals nuuskierig om te sien hoe hulle dit gaan regkry, want dan kan hulle bewys, okay, daai liedjie het soveel liedjies se inligting of intellectual property gebruik om 'n nuwe skepping te create, dan moet daai 100 liedjies wat gebruik was, moet gekompenseer word. As ek 'n Queen liedjie cover, right, so baie mense praat van covers in die sin van ek mag 'n Queen liedjie cover, maar ek mag hom net nie change nie. Ek moet hom presies sing soos hy is. So as ek nou byvoorbeeld ek besluit ek gaan 'n Queen liedjie We Will Rock You gaan ek rekord en ek sing dit, maar ek moet die publishing betaal. Ek moet die oorspronklike skrywers van die liedjie, hulle porsie van die copyright, ek mag dit nie claim nie, want dit is nie myne nie. Dit behoort aan die mense wat daai liedjie geskryf het, whether it's Freddie Mercury, Brian May of wie ook betrokke was in daai stadium. So daai aspek van die legalism van AI moet gefinaliseer word. Ja. Nee, ek dink is dalk dis half die groot debat is juis die eiendom van die kreatiwiteit wie alles geskep het. So ek dink dit is eintlik die groot debat. Dit is die groot debat. Ek worry nie as jy eie kunstenaar skep nie en jy dit, maar wat jy gebruik het om daarby uitkom, daai compensation moet reg wees. En byvoorbeeld ek weet Universal het met Udio 'n deal gedoen en Warner het met Suno gedoen om te sê yes, julle mag ons kunstenaars gebruik, maar daar is 'n license deal. En in ander woorde, hulle word gecompenseer en daai kunstenaars kry dan 'n royalty daar uit. So dit is een van die idees wat daar uitgesit is. So ons moet maar wag en sien. Dit is nog early days. Ja. En wat is jy nou iemand wat met verskeie kunstenaars werk en julle sekerlik hierdie gesprekke het. Wat is u oorhoofse gevoel oor hierdie hele ding? Ek dink baie van die kunstenaars is jy weet nuuskierig, maar is ook nervous. Maar ek dink dit is daar is nie 'n noue impak nie, want ons 'n groot boei van AI kunstenaars wat uitkom, maar niks het gebeur tot dusver nie. In 'n bedryf wat so vinnig jy weet, almal gedink, okay, nee, volgende jaar is die charts net AI's liedjies, maar dit is nie. Inteendeel, dit is besig om uit te val. So, tensy iemand regtig die sielkunde agter die liedjies kan beter portray, is die Engelse woord. Ek dink nie, ons moet nou bang wees nie. Ek dink dit is 'n verskriklik goeie tool wat ons kan gebruik, as ons dit verantwoordelik gebruik. En die kunstenaars is besig om te set, want onthou, die mense het nie in Demi Lee ingekoop omdat sy AI liedjies of mooi liedjies sing nie. Hulle het in haar storie ingekoop.
hoe het sy van 'n girl wat net in hotelle en restaurantjies gesing 10 jaar terug in die Kaap, tot waar sy nou 'n superster, een van die top vroulike kunstenaars in die land is, en hoe sy daar uitgekom het en die sacrifices wat sy gemaak het en haar liefde en haar trou en die kind wat that's why people follow her, the human element. Ek wil graag sien hoe 'n rekenaar 'n baba in die wêreld kan inbring. That's impossible. So dis hoekom ek sê musiek is nog steeds te emotional, te connected to humanity om enigstens 'n threat te wees op hierdie stadium. Ja, ek dink dit is bemoedigend om te weet dat en ek dink is maar vir enige kreatiewe spasie of bedryf is hy nog natuurlik 'n groot kommernis, maar ek dink op die einde van die dag gaan daai menslikheid uitwen, en ek dink dit is iets wat ons nou goed verstaan het. Ek dink so. Ek dink die mense freak uit oor 'n nuwe microchip wat geïnvent is. En ja, seker in die techbedryf. Maar die dinge wat onthou word, is Michelangelo se Sistine Chapel painting of die pyramids van Giza, hierdie groot kreatiewe skepings, of die Eiffel Tower of die Statue of Liberty of die Mona Lisa, die Van Goghs. Dit is goedjies wat awe skep en dis wat priceless word as gevolg van die feit dat dit gecreate was. Right? En dit gaan terug na die skepper, God wat ons gecreate het. Dit is ietsie wat jy nie met 'n masjien ooit kan gebeur. Hy kan net baie goed copy. Dis al wat hy kan doen. Ja. Hy kan nooit skep nie. Hy kan net copy en ons moet altyd dit onthou. Intelligent design, dink ek is 'n baie interessante gesprek. Ja. Stem saam met jou op daai ene. Exactly. Maar ja, so Paulo, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou ook vandag kon chat. Ek dink dit is lekker om nou uit albei oogpunte te hoor. Maar ek moet ook by jou weet, wat se liedjie het jy in die laaste ruk geluister wat jy regtig van hou? Moet dit Afrikaans wees? Nee. Ek moet sê ek werk nou op nuwe goed saam met 'n paar kunstenaars wat ek baie excited oor is. So ek het baie korttermyn geheue omdat ek met duisende liedjies werk. Honderde liedjies elke jaar. So dit is baie moeilik om een spesifieke ding te kies en wat not. Al wat ek kan sê is daar is 'n paar exciting projekte wat kom en liedjies wat net mense se sokkies gaan afblaas. Dis wat ons wil hoor. En ja, ek dink hulle moet maar net hierdie space dophou en sien. Fantasties. Wat gaan gebeur? Ek kan nie nou een kies nie. Dit is onregverdig. Maar Paulo, ek gee vir jou baie dankie en ons sien uit om al die skepings wat hier in die ateljee plaasgevind het. Ag, lekker. Ek is excited, dankie. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n Backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_1004FM om op datum te bly met al ons Backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe 'n musiekvideo geskep word. Vir my is dit 'n geleentheid om 'n eerlike storie te verpak in 3 minute. Want elke musiekvideo vertel 'n ander storie en elke storie 'n ander geleentheid om iemand anders se hart te raak. En ek kyk hierdie musiekvideo en ek sê soos ek weet nie hoekom nie, maar hierdie gee vir my hoop.